Môre julle almal, kan julle glo dat dit Vrydag is? Die laaste dag van die week, van die werksweek ten minste. Is lekker om hierdie week saam met julle te gekuier het en ek hoop julle is lekker wakker en dat julle uitsien na die nuwe dag. Drink 'n koppie koffie want tee maak jou siek. Is net 'n grappie. Is net ek wat nou nie so baie van tee hou nie, maar baie van julle doen. Maak vir jou ietsie vars en eet 'n stukkie beskuit of 'n bakkie pap of 'n bakkie, of maak vir jou 'n eiertjie gaar of doen iets. Maar begin jou dag deur iets te doen. Dan kan jy al sommer vanoggend voel, wow, ek het al baie bereik. En dit is deur die genade van die Here dat ek en jy hierdie lewe ontvang en dat ons dit net kan uitleef totdat hy eendag terugkom. In 1 Korintiërs 3 vers 6 skryf Paulus hierdie hartroerende brief aan die Korintiërs. Die mense was verdeeld oor, nou wie is nou die beste dominee in die gemeente? So baie keer is dit 'n relevante tema van ons ook maar in die wêreld, nê. Nee, ek wil nie na daai kerk toe gaan nie, of ek wil nie na daai ou gaan luister nie, ek sal eerder dit of dat gaan doen. Maar hoe dit ook al sê, Paulus skryf so baie mooi in 1 Korintiërs 3. Hy sê in vers 6, hoor hierso mense, dis ek wat maar net plant, en dis Apollos wat dalk hierdie saad nat gooi, maar dit is God wat dit laat groei. Ek lees hierdie woorde van Jorge Zink eendag. Hy het gesê, Here, U het vir ons gesê, Julle is die lig vir die wêreld. 'n Mens sit nie 'n lamp onder 'n maatemmer nie, maar op 'n lampstaander, sodat 'n mens dit kan sien. Maar ons sukkel so, Here, om in ons eie ou kamertjies lig te probeer maak. En in onsself is daar net soveel donkerheid. Dit is nogal hartroerende woorde gewees van ou Zink. En weet julle, baie van ons voel met tye so, wanneer ons sukkel om derentyd lig vir die wêreld mense te wees. Ons staan met die beste bedoelinge op, en dan word ons maar nog steeds kwaad, en ons sê nog steeds die verkeerde dinge. Ons wil so graag goeie dinge doen, maar dan vergeet ons van daai voornemens, en dan gaan ons maar net weer aan. Ons weet ons wil iets van God se liefde vir die wêreld wys, maar dan vang ons onsself maar net weer op 'n plek waar ons dalk nou weer liefdeloos opgetree het, en dan voel 'n ou so, Maar weet julle, die waarheid is dat totdat ons eendag by die Here in die hemel gaan wees, gaan ek en jy gedurig teen die donker stry. En ons gaan aanhoudend probeer om lig uit te straal. En weet julle, God kan deur jou en my krake sy lig laat skyn. Ek en jy moet net nooit ophou om dit te probeer doen nie. So as die donker dreig om jou lig te steel, moet jy moed hou. God het die nag oorwin deur Jesus. En as jy soms voel of jy net nie kan wen nie, moet jy net vanmôre weer opnuut onthou. Die lamp van die hemel, Jesus wat die lig is wat na die wêreld toe gekom het, nê? Johannes 8 vers 12, hy lewe binne in jou. Al wat jy moet doen is om jou kers te vat en dit na sy lig toe te vat, sodat hy dit vir jou kan aansteek. Die lig sal weer deurbreek. Ek en jy moet net vir die Here vra, wees my genadig. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. O Hemelvader, kom verdryf die donker in my, sodat U lig in my kan skyn, en ander daai lig kan raak sien. En help my om elke dag dit beter te doen, al voel dit soms vir my, ek kry dit nie reg nie. Ek vra dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Baie dankie julle, dankie vir die lekker week. Geniet die naweek saam met julle mense, rus en kuier en kry weer 'n bietjie krag, en dan praat ons volgende week weer. Totsiens.